wees, linguistisch het ons geleer. En cultureel, Ja. kerel van Afrika. Ja, Jan, het is lekker om vanavond hier te wees. Je weet, dan rijd ik zo rond. En dan krijg je mensen hierdie verhaaltjes wat uitkomen. In hierdie specifieke geval was het die verslaggever. En hij wou een verslag schrijven voor een tijdschrift over een typische trouwe in Afrika-stijl. En hij kent die talen niet. En dat wijst je nog net hoe die talen in die land is. En hij gaat toe daar en hij is diep in die woude in. In die woude van Afrika. En hij komt toe nou, hij heeft een tolk saamgeneem. Baie goeie tolk. Die tolk praat al die Afrika-talen. En hulle kom daar in die opening. En toe hulle so in die opening kom, is hulle ook toe nog net betyds vir die seremonie. Die predikant is gereed, die bruid en die bruidegom is Mapungwanas, wat trou. En hulle staan, en die tolk staan hier langs die verslaggewer, en dis toe nou net laat die dominee nou vir die man sê. Nee, man. En hierdie ou Stambie tolk, hy sê vir hom, wat sê? Hy sê, jy vat hy vrou, deur dik en dun, regardless. Jy bly by haar, deur die moeilikste tye, inflasie, konsternasie, jy bly by haar. Deur die bootjie van die lewe, hy skommel jou, jy versuip saam met haar. Kips voor kips, jy bly by haar. Ja, en hy skryf. En die bruidegom die staan daar. En die bruidegom het die ding bekyk en hy kyk so na sy bruid en hy kyk so na die dominee. Hy sê vir hom, Hinge kebe, ndubale katubal hinge. Ibele ndubale ndachunu uzibene habe. Nigele okudu umujiku uri ibe. Ya, ina lebodi otukuba habe. Zibele hingere mono ukutuku brr hi har ni abale har ja lori ja wat is het hij zei wat zei hij zei ja Toe het hy nou so min of meer vertel van die versuipe, van die skommele, van die, is dit nou reg toe? dis reg. Die man het beloof, hoor jy so Danny, maar hierdie Afrika goed van jou, is dit nou, en nou in jou rondgang by die volk, hou hulle daarvan? Baie lekker. Je weet, ek is gemakkelijk onder die Zulu mense, specifiek, want jou Xhosa Zulu en jou Swazis is die Ooskusmense. Ja. Dis lekker om met hulle te gesels. Nou gaan het soos die drie wat nou hulle gaan debatteer in Pangheni. Hulle het 'n groot konferensiekamer. En die manne, dis nou lekker ous. Hulle is afgevaardigdes om met die ding te gaan debatteer. Oor wat is die mooiste van 'n vroumens? Die mooiste deel van 'n vrou, Ja, of die ja, mooiste die van 'n vrou? mooiste deel van 'n vroumens. Mooiste van 'n vroumens, jy weet. Ja. Okukuhle entombini. En nou kom die drie manne daar. Nou het hulle verskeie komitees gehad om die ding te bespreek, dat daar nou nie te veel argumente, hulle moet tot vergelyk kom. Oor die agenda moet nou ook reg wees. Die moet ook nou reg wees. Nou kom die eerste spreker, die voorsitter sê vir hom, "Jy, wat sê jy?" Sê, "Daar is dit. ons het hom hierdie ding sakabana ons het hom goed gedink my komitee ons het hom besin hierdie ding sakabana was sjoe in toe onze bevinding onweersprakelijk onteenzeglik Agusong is ook eindjaar die mooiste van een vrouw hij is haar lippen die zachtheid van die lippen, lippen, is die mooiste van die vrouwmens, is die lippen, meneer die voorzitter. Hier, mijn mensen, hij stemt saap, dus die lippen, en hij gaat zitten. En nou Damien staan daarop, hij zegt, meneer die voorzitter, naming van uw koele malenda. Dat is het. Ons het hem ook gepraat hierin. Ons het hem ook gepast hierin. Ons het om alle kanten gekyk hierdie. Die ding wat ons
op hier bevind is dat die mooiste van die vroumens is haar oog. Die oog, daar die mooi oog. Wat voor jou kyk, hout, wat hy maak. Hy is so mooi, sag, die oog van die vrou. Dit is wat die man trek. Hy maak so les. Hey, ek glo nie my geleerde vriend sal met my baklei as ek sê. Die oog is beter as die lip. Villiers hier agter vat sy tassie en hy stap so stadig uit. Die voorsitter sê: "Meneer Villiers, hoe ja, waar gaat jy heen?" Hy sê: "Nee, meneer die voorsitter, ek gaan nou hier uit voor iemand die bloody waarheid vertel." Ek wil gou hier aansluit. Wie 'n mens kom nie agter hoe laat seker 3/4 van al ons fyn ou vragies oor baie goed heeltemal net westers bekyk is nie. Ja. Vandag begin 'n mens agterkom hoeveel besonderheidsdinge van ons swart en bruin mense heel misgekyk is. Ek kom anderdag by 'n registrasiebeampte, nou gaan dit om paspoorte en al die goed. Nou is daar een vraag, is 'n wragtige simpel vraag. Kleur van die oë. Nou kyk by die westerlinge, jy nou groen oë, blou oë, bruin oë, swart oë, alles. En baie van die swart mense sê hulle vir my vul daarin vir oogkleur black and white. Ja. En dan sê mos nou reg. Dis heeltemal reg. Heeltemal reg. Maar in hulle geval is dit 'n onsinnige vraag om te stel. Het jy nie die storie van daai derde komitee van Willie Kaas nie? Ja, ek het hom nog nie gereed. Villiers is nog besig met daai debat. Terloops net by die Ovahimba, daar in die noorde van Suidwes. Daar het ek 'n ou Bastian en jy die aandink by uitgekom. Die mooiste deel vir die himba van die vrou is die kruis, net bo die stuitjie, daai stukkie. Ja. Hy het ook 'n spesiale vel oor. Die moet niemand sien nie, net daai vrou se man. Dis 'n bedekkele hom. Ja, net hier so op die kruis. Hier net man, net bo die sterre laas. Ja. Dis die mooiste deel van die vrou. Wel, elkeen volgens sy smaak, maar ek sit nou en wonder, dra hulle so 'n stuitjie braal wat? Omtrent ja. Ja. Ja, dit is van bo af 'n vel blouse affaring amper, jy weet. En dan onder die rokdeel en dan het hy aan die gordel 'n spesiale velbedekking. Mooiste deel van die vrou daar. Maar jy weet wat ook nou uit tradisie uitgaan is die feit dat hulle geskryf het met krale. Kyk, die kraal is 'n baie belangrike ding. Ja, jy kan boodskappe half. Die kleure en natuurlik die rooi kraal is die waardevolste kraal want hy's verwant met Imolfo, die rooi kraal. Dan die blou kraal het 'n betekenis, die wit kraal. Baie mense ry verby en sien 'n wit vlaggie waai. Dus dit kan of 'n verloving beteken of dit kan 'n mondigwording beteken. Maar hulle het pragtige boodskapies van liefde wat hulle nou op die krale dra. Wat nou vir die ander ou sê, kyk, ek is verloof en dis my boodskap wat ek dra. In kleure. Maar kan jy dit lees dan? Nee, ek kan nie, maar ek dink die tradisie begin nou ook wegraak, want is patrone eerder as wat dit werklike boodskapies was. Daar's boetos gewees. Boetos beteken die ouderdomsgroep wat in die regiment opgeneem was. Want al ons manne wat hier is, wat swart is verstaan, sê hoe botolipi. Dan vra hy eintlik vir jou, watter regiment is jy? Want dan bedoel hy, hoe oud is jy? Hy sê, ek is van daai regiment, Ngabembobe, Woeibam. Daai regimentstelsel is ook tot niet. Want die ouderdom het ingekom. Ja, Pieter, ek dink vra van ons eerste nee, stukkie jy moet vra, Jan. Nee, maar jy lieg nou maar. Ja, Is dit man, nou Jan kon dat ja, nie nou doen, maar maar wag, hoekom herinner jy my nie? Olie die opdrag gegee. Ons het vir Nico van Rensburg vanaand hierso en hy en sy orkes, hulle is die gasmense en die eerste stuk wat hulle speel is biltong en braai.
siel eronder aan nie. Jy het iets gepraat, man, moet nou nie maak of jy... Hy kan hom altyd so heilig hou as ek hom 'n ding vra. Hoor jy, Jan, jy het gepraat van 'n hoenderboerdery of 'n ding. Ek en jy, Ollie, was by mekaar. Herinner jou nou. Van studente. So iets, Nee, dis 'n storie nie oor hoenders nie, dis 'n storie oor armoede. Oor armoede. Oor armoede. Ja. Man, ons is waarskynlik die laaste van die ou geslag wat arm groot geword het. Daarna die welvaart mos oor die mensheid gekom spoel. En nou sien kom ek weer die armoede aan ergens vorentoe. Ek is half binne in hom, ek weet nie. Nee, ek sien dit ook aan my rekeninge en goed is. Maar in elk geval, nee, die armoede storie, dis daar so kort na die oorlog se tyd. Nou, dit was maar by al die universiteite so, hier het ek nou ook nie beleef nie, ek het ook maar gehoor van 3 pikke, so, ek dink 'n Bok Fourie en 'n klein Frans de Bruin en die ander ou kan ek nie meer onthou, sê nou Marcousse. Maar in elk geval, hulle is so min of meer op die randjie van bankrotskap. En hier probeer 'n geldjie verdien en maar daar was mos nie werk gewees nie. Want ons het al grade gehad, dan loop en bedel jy, en was dit nie vir die staatsdienskommissie nie, jy moes nooit werk gekry. In elk geval, toe besluit die 3, hulle gaan nou met 'n hoenderboerdery probeer 'n geldjie maak. En hulle die ding geberedeneer, nou 'n kuiken koop jy toe vir 'n penny of 2 pennies, 'n dag oud kuiken. En hulle gooi al hulle geld bymekaar daar en hulle bestel 300 dag oud kuikens, 100 vir elkeen. En nou is die plan, hulle sal nou die kuikens sal hulle nou mooi groot maak en dan verkoop hulle nou braaihoenders en dit sal nou versiffel wees. Dan het hulle nou vir die volgende jaar se skermutseling sakgeld en 'n bietjie boekegeld en nog so en dan volgende jaar boer hulle nou weer die jaar daarna uit en hulle bestel die kuikens en daar word die kuikens afgelewer. Dis toe by wat hulle genoem het 'n buitehuis. Kyk, die koshuise was ook te min geweest, nou het van die anties en goeters wat nou so 'n paar kamers ekstra het mos kamers geverhuur. En hier kom die kuikens en elkeen sit sy 100 kuikens nou so in die bokse in sy kamer neer. En vir 'n dag of 3, 4 gaan dit by en voor die wind. Hulle gee die kuikens. Hulle boer nou sommer daar. Daar. Ja, op die kampus kan jy sê, maar is nou net af van die kampus af in die buitehuis. So vir 'n rukkie gaan dit nou goed. Hulle gee nou vir die kuikentjies broodkrummels en water binne in die dose. En hulle kan so min of meer hier daarom uit die vullisdrom ook effe om die uitgawe te verlig werk. Maar na 'n paar dae, toe sit daai kuikens, die een sê vir die ander, een staan syn toe. Toe groei hulle nou die bokse voor. Toe kry hulle nou nog bokse by en hulle die kuikens partytjies uit en dit gaan weer 'n paar dae goed. Toe word die kuikens nou so laat hulle begin klim die een bo die ander en bo op die bokse uit. Toe die volgende gooi die bokse uit en maak die kamer deur toe. Nou sit elkeen met die 100 kuikens in die kamer. Maar toe lyk dit asof alles permanent onder 'n hoenderstallasie is. Kyk, 'n hoender is maar so, as hy eentjie geloop het, dan's die balans in hom geversteur. As hy so loop staan en weeg hy so, dan mis hy die wat agtertoe verskuif het om die gewig weg te kry, die bietjie uit. Hulle doen dit vir balans. Ja, jy moet mooi kyk as jy 'n hoender weer sien loop, daar is hy so loop staan weer, daai tyd mis hy en daar het hy balans, dan stap hy weer aan. Toe sien hulle nee, nou kan dit nie meer nie. Toe hulle daar uit die kamers uit in die ou agterplaasie in, maar die tannie wie sy is dit haar ou tuintjie daar, nou moet hulle daar keer. Toe sien hulle nou skuld maak en draad koop en 'n hoenderkamp maak. Nou die klomp kuikens daar in die hoenderkamp ingegooi. Toe kom die eerste gemors. Hulle sê kyk, dis nou baie onekonomies. Laat al 3 elke dag na die hoenders kyk. Hulle maak nou beurte. Die eerste dag kyk Bok en dan Klein Frans en dan Koos. En dit gaan 'n week goed. Die volgende week toe dink Klein Frans, maar gister het Bok tog kos gegee. En môre sal Koos kos gee. Nou sla hy oor. En die volgende dag toe dink Koos, maar Klein Frans het gister kos en water gegee. En Bok sal môre kos en water gee. Hy slaat ook oor. En daar begin te kom daar nou 'n vreeslike vrekte onder die hoenders. Toe sien hulle nee, dit sal nie werk nie. Hulle gaan alles verloor wat hulle sover
by mekaar gespook het. Sê hulle nie, wag. Hulle sny nou die hoenderkamp in 3 en dan deel hulle nou die oorblywende siele in die 3 en dan kyk elke man na sy hoenders. Nou net wat hulle nou mooi aan die gang kom, toe sien die ouens, maar dit kos verskriklik baie, is jy moet nou die hele klomp hoenders kos gee. Nou vat eers klein Frans van syne, dan gooi hy hulle in by Koos en by Bok, laat hy minder hoenders het om kos te gee. Maar hulle kom onafhanklik van hom tot dieselfde gedagte, nou gooi daardie weer terug vir hierdie. Maar elke keer as hy nou uitgooi, sien, dan gooi hy nou die uit wat hy dink daar skade by kan kom, en daai ook met ander woorde, die sterwendes word so aangepas van die een na die ander kamp. Toe sien hulle nie, hulle moet nou maar beraad en belei. Toe belei hulle nou teenoor mekaar. Nee, so kan dit nie werk nie. Toe besluit hulle, wag, hulle sal nou die hoenders merk. Boksene bly soos hulle is, en klein Fransen kry rooi kolle, en Koosene kry blou kolle, agter die kop. Dit gaan 'n dag of 2 goed. Toe gebeur daar 'n merkwaardige ding. Net boksene wat nie gemerk is nie, word minder. Die ander 2 sien bly soveel as hulle is, want as daar 'n sterfgeval is, dan steel hy een hier 'n skoon hoender aan merk en nou na nog 'n paar dae, toe sien die 2, hulle sal nou vir ou Bok so bankrot steel, dat dit daarom aan sonde grens. Toe begin steel hulle by mekaar, toe het jy nou 'n geval van 'n rooi kol oor 'n bloue en so. Toe hou hulle weer beraad. Nou sê hulle, nee, kyk, kom hulle deel nou die oorblywende hoenders weer gelyk, want toe raak hulle nou beheerbaar min. Nou in elk geval so die ding nou aangegaan, en hier by die eind van die jaar, net so toe hulle vir die eksamentyd aangaan. Toe's dit so 'n uitgeboorde besigheid